Vandag se les is ons nou nog steeds besig met funksies. Ons gaan nou nog steeds met funksies 'n hele tydjie lank besig wees. In vandag se lesie gaan ons nou kyk na die snypunte van twee grafieke. Nou ons het so ver nou nog net die lineêre funksie gedoen en ons gaan nou kyk na die snypunte van twee lineêre funksies. Maar hierdie metode gaan by al die funksies geld wanneer ons verder met funksies werk. So kom ons kyk na die snypunte van twee grafieke. So om die koördinate te bepaal van die punt waar twee grafieke sny, stel ons die twee funksies gelyk aan mekaar, die twee grafieke, en dan los ons die twee veranderlikes gelyktydig op. So kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde en die tipe vrae wat hulle kan vra rondom die snypunt van twee grafieke. Die eerste voorbeeld waarna ons kyk is wanneer hulle byvoorbeeld vra, bepaal die koördinate van die punt waar y gelyk is aan 2x minus 3 en y gelyk is aan minus 2x minus 7 mekaar sny. Nou goed, wanneer ons kyk, ek gaan nou net 'n tentatieve sketsie teken. 'n Skets is nou opsioneel, ek gaan nou nie 'n vreeslike akkurate grafiek teken nie, maar as ons kyk na ons twee grafieke, dan het ons die lyn y is gelyk aan 2x minus 3 en ons kan hier sê minus 3 is sy y as afsnit. En onthou ons kan die x as afsnit uitwerk deur y gelyk aan 0 te stel, dan gaan ons kry x is 3 op 2. So as ek hierdie lyn teken, onthou niks is nou volgens skaal geteken nie, né? Dis net om 'n idee te kry van die vraag. Goed, so hierdie is die lyntjie y is gelyk aan 2x minus 3. En die ander een is y is gelyk aan minus 2x minus 7. Maar net my lyn 'n bietjie verleng, want nou sien ek het nie genoeg plek nie. Goed, my ander enetjie sê vir my, y is gelyk aan minus 2x minus 7. So my y as afsnit is daar by minus 7. En as ons sy x as afsnit wil uitmaak, maak ons mos nou jou y gelyk aan 0, dan gaan jy kry my y as afsnit is minus 7 op 2. Goed, met ander woorde, as hulle nou vir my vra, bepaal die koördinate van die punt waar y gelyk is aan 2x minus 3 en y gelyk aan minus 2x minus 7 mekaar sny, dan beteken dit ek soek hierdie punt se koördinate, want dit is daai punt waar hulle mekaar sny. In daai punt beteken dit, daai koördinaat lê op al twee die lyne. Met ander woorde, dit bevredig al twee die vergelykings. En dit beteken my een lyn moet gelyk wees aan my ander lyn. Met ander woorde, ek kan die oplossing daarvoor is om 2x minus 3 gelyk te stel aan minus 2x minus 7. Dan los ons vir x op. Met ander woorde, my minus 2x kom links, my minus 3 gaan regs. Soos my minus 2x links kom, word hy plus 2x. As my minus 3 regs gaan, word hy plus 3. Ek kry met ander woorde 4x is gelyk aan minus 4. Onthou, ek wil vir x oplos, so ek gaan deel deur 4. Wat ek links doen, moet ek regs doen.
Met ander woorde, x is gelyk aan min 1. Nou kan ek x gelyk aan min 1 in enige een van die twee vergelykings gaan instel. Enige een, jy kan kies watter een jy wil instel. Ek kies nou sommer y is gelyk aan 2x minus 3. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 2 maal minus 1 minus 3. Y is gelyk aan minus 2 minus 3 en dit is gelyk aan minus 5. Sou jy hom in die ander een ingestel het jy gekry minus 2x minus 7. As jy hom daar instel, net om vir julle te wys, dit is in enige een kan jy hom instel. Stel x gelyk aan min 1 en y gelyk aan minus 2x minus 7, dan kry ons y is gelyk aan minus 2 maal minus 1 minus 7. Dit gee vir my y is gelyk aan 2 minus 7, met ander woorde y is gelyk aan minus 5. So, al twee die vergelykings is reg, so die een wat jy kies, daai koördinaat of die snypunt is met ander woorde die punt min 1 en min 5. En dit is dan my finale antwoord. Goed, so ons volgende voorbeeldjie sê vir ons, gee hulle vir ons die grafiek. Nou sê hulle vir ons, hier is die twee grafieke, en dan vra hulle in die eerste plek vir ons bepaal die vergelyking van die twee grafieke. So ons weet, f is die vergelyking y is gelyk aan mx plus c. Ok, so ons kan nou hier mooi sien dat my y as afsnit is 3, so ek kan al weet y is gelyk aan mx plus 3. Want onthou ons y as afsnit is ons c-waarde. Nou kan ek die punt minus 3 en 0 instel om my m-waarde op te los. So ek het 0 is gelyk aan m maal minus 3 plus 3. 0 is gelyk aan minus 3m plus 3, as ek hom nou net wiskundig mooi skryf. Ek gaan my minus 3m oorbring, want ek wil vir m oplos, dan word hy 3m, onthou my teken verander die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan. So 3m is gelyk aan 3, nou wil ek m alleen hê, so ek deel deur 3, wat ek links doen, moet ek regs doen, met ander woorde m is gelyk aan 1. So die vergelyking van fx is gelyk aan x plus 3. By g het ek nou ook weer, y is gelyk aan mx plus c. So by g sien ek my y as afsnit is 1. Met ander woorde, ek kan skryf y is gelyk aan mx plus 1. Hy gaan deur die punt 2 en min 1, so ek stel dit in. Met ander woorde, ek gaan hê minus 1 is gelyk aan m maal 2 plus 1. So minus 1 is gelyk aan 2m plus 1. Ek gaan my enetjie oorvat, want ek wil my 2m alleen hê, so ek kry minus 1 is 2m. Met ander woorde, minus 2 is 2m. Ek wil m alleen hê, so ek deel deur die 2, wat ek regs doen, moet ek links doen. Ek kry met ander woorde, m is gelyk aan min 1. My vergelyking van my lyn is met ander woorde, minus x plus 1. Nou vra hulle vir my by 2.2. Ek moet nou die koördinate van P bepaal.
en P is die snypunt, né? So hulle vra nou vir my hier, ek moet die koördinate van P bepaal. P is die snypunt, met ander woorde, dit is waar fx gelyk is aan gx. So ek kan met ander woorde sê, dit is waar x plus 3 gelyk is aan minus x plus 1. Nou gaan ek vir x oplos, met ander woorde, ek bring my minus x links, dan word hy plus x, ek vat my plus 3 regs, en hy word 'n min 3, so ek kry x plus x is gelyk aan 1 minus 3. Ek kry dus met ander woorde dat 2x gelyk is aan min 2. Ek wil x alleen hê, met ander woorde ek moet deel deur 2, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry daarom is x gelyk aan min 1. Nou kan jy die min 1 in enige een instel. Ek sal sommer sê, stel x gelyk aan min 1 in fx gelyk aan x plus 3. Ons kan hom ook skryf as f min 1. Onthou uit ons funksie lesie uit, wat net oor die skryfwyse van funksies gaan. So ek het dan f van min 1 is min 1 plus 3, en dit gee vir my 2. Die y-waarde is met ander woorde 2, so P is my punt min 1 en 2. P is die snypunt van my twee funksies. Goed, so ons laaste voorbeeldjie gee hulle vir ons die grafieke. Y is gelyk aan 'n half x en y is gelyk aan minus x plus 2. En nou sê hulle vir my, gebruik die grafieke en bepaal die lengte van CD as OD gelyk is aan 1. Met ander woorde, my OD is nou 1 eenheid. So hierdie afstandjie is 1. Afstand is altyd positief, maar dit beteken hierdie D se x-koördinaat is minus 1. So D is die punt minus 1 en 0. So as ons CD se lengte moet bereken, dan is hierdie lengte van CD is my y-waarde as my x-waarde minus 1 is. Met ander woorde, as ons 3.1 gaan uitwerk, dan gaan ons kyk, ons lyn se vergelyking is y is gelyk aan minus x plus 2. Nou by C gaan ek so skryf, is x-koördinaat min 1. En dan kan ons die waarde van die y-koördinaat instel, of uitwerk, as ons min 1 in my vergelyking instel. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan minus 1 plus 2, en dit gee vir my 1 plus 2, met ander woorde, y is gelyk aan 3. My lengte van CD is met ander woorde 3 eenhede. Vra hulle nou vir my, ek moet BK se lengte bepaal. As OA gelyk is aan 3. Met ander woorde, dit sê vir my, hierdie afstand van O na A toe moet 3 wees. Dit beteken die x-koördinaat by A is 3. So A is die punt 3 en 0. As ek nou BK se lengte moet uitwerk, onthou BK se lengte is nou hierdie hele afstand van B af na K toe. So dit is hierdie y-waarde van B tot by A en dan weer die som van die
afstand van A tot by K. Met ander woorde, ons gaan stel by B om die y-koördinaat te kry, stel ons x gelyk aan 3 in die vergelyking y gelyk aan 1/2 x. Met ander woorde, ons kry y is gelyk aan 1/2 maal 3 en dit gee vir my 3 op 2. Ons kan dit ook skryf as 1,5, maar ek skryf dit nie noodwendig as 1,5 nie. Ek hou my punt, die punt 3 op 2. Met ander woorde, B is die punt 3 en 3 op 2. Nou as ons gaan kyk by K, dan stel ons nou weer x gelyk aan 3 in die vergelyking y is gelyk aan minus x plus 2. Nou as ek dit nou daar instel, dan gaan ek kry y is gelyk aan minus 3 plus 2 en dit sê met ander woorde vir my y is gelyk aan min 1. So ek kan sê die koördinaat K is die punt 3 en min 1. As ek nou gaan kyk na die lengte van BK, onthou lengte is altyd positief, dan is dit 3 op 2 plus 1 en dit gee vir my 5 op 2 eenhede of 2,5 eenhede. Net 'n ander voorbeeldjie ook, of 'n verduideliking. Lengte is altyd ons maksimumwaarde minus ons minimumwaarde. So as jy dit nie net sommer aftel van jou grafiek af nie, dan kan jy sê dis my maksimumwaarde is 3 op 2 minus my minimumwaarde en my minimumwaarde is minus 1. So dit gee vir my 3 op 2 plus 1 en dit gee vir my 'n antwoord van 5 op 2 eenhede. Lengte se antwoord is altyd positief. Dit is baie belangrik om te onthou. Lengte is altyd positief. Goed, dit was dan nou 'n paar voorbeeldjie oor die snypunt van twee grafieke. Ons is nog nie klaar nie. Ek het vergeet van 3.3. By 3.3 vra hulle vir ons om PT se lengte te bereken. Goed, so wat sien ons by T? T is die snypunt van my twee grafieke. So ons moet die x-koördinaat bepaal, want PT se lengte gaan verband hou met my x-koördinaat. So T is die snypunt. Nou hoe bepaal ons dan nou weer die koördinate? T is my snypunt. Dit is reg, dit is waar my twee grafieke gelyk is aan mekaar. Met ander woorde, dit gaan wees waar 'n half x gelyk is aan minus x plus 2. Ek kan nou met ander woorde, die 'n half x kan ek ook skryf as x op 2, want onthou, dis 'n half maal met x, met ander woorde, dis dieselfde as 'n half maal met x op 1, wat dieselfde is as x op 2. Ek doen dit nie altyd nie, maar dis nou net ter wille van die verduideliking. My KGV is met ander woorde gelyk aan 2. So ek gaan reg deur maal met 2. Ek kry met ander woorde, hierdie eerste 2's kanseleer uit, en ek kry dus
x is gelyk aan minus 2x plus 4. Om hom op te los, gaan ek my 2 oorvat, 2x. My minus 2x word nou 'n plus 2x is gelyk aan 4. Ek het met ander woorde 3x is gelyk aan 4. Om x alleen te kry, gaan ek deel deur 3 wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde x is gelyk aan 4 op 3. Dit beteken met ander woorde PT is gelyk aan 4 op 3 eenhede. Nou voordat ons huiswerk kan begin, gaan ons nou net gou nog na 'n laaste voorbeeld kyk. En die tipe vragies wat hulle vra. So die volgende voorbeeldjie is vir ons gegee. Fx is gelyk aan x plus 4 en gx is gelyk aan minus x plus 2. Dan vra hulle vir ons bepaal OC en OE. Hulle vra vir ons bepaal AB as OA gelyk is aan 1,5 en hulle vra vir ons bepaal DT. Goed, so die volgende deeltjie wat nou bietjie bykom hier is wat hulle vir ons vra, gebruik die grafiek om die waardes van x te bepaal, waarvoor fx groter is as gx, waarvoor fx maal gx kleiner of gelyk is aan 0, en dan nou ook waar fx kleiner of gelyk is aan gx, ek doen sommer al die verskillende maniere met julle, en dan ook waar fx maal gx groter of gelyk is aan 0. En kom ons teken net gou ons lyne in. Ons het ons grafieke. Hierdie is my fx, met ander woorde, dis my lyn y gelyk aan x plus 4, en hierso teken ek my gx. So my gx is met ander woorde my lyn minus x plus 2. Goed, so kom ons benoem net gou-gou. Ons het E, daai punt daar is D, hierdie is C, O is ons middelpunt. Goed, so daar het ons sketsie. So kom ons begin met ons antwoorde. As ons gaan kyk na 4.1.1, vra hulle vir ons moet OC en OE uitwerk. Nou goed, wat is OC? As ek hier kyk na OC, dan sien ek OC is waar my gx my y as gaan sny, né? Met ander woorde, ek weet C is die punt 0 en 2, want by my y as afsnit is my x waarde 0, en ek kan sien hierso uit my vergelyking uit my C is 2. Met ander woorde, wat gaan OC se lengte wees? OC se lengte is 2 eenhede. Nou as ek kyk na OE, OE is nou weer my x as afsnit van my fx. Ok, so by E kan ek sê is y gelyk aan 0, met ander woorde, ons gaan y gelyk aan 0 stel in my vergelyking x plus 4. Ek gaan my x oplos, met ander woorde my 4 gaan oor,
dan kry ek min 4 is x, en dan kan ek met ander woorde sê, x is gelyk aan min 4. So E is my koördinaat punt min 4 en 0. Maar onthou nou, lengte is altyd positief, daarom kan ek sê is my OE gelyk aan 4 eenhede. Jy kan die sommetjie ook uitwerk deur jou lengte uit te werk, wat ons mos nou altyd gesê het, ons lengte is ons maksimum minus ons minimum. Ons maksimum x-waarde is 0, minus ons minimum x-waarde is min 4, met ander woorde, dis 0 plus 4 wat 4 is. Dieselfde by C. Goed, dan die volgende vraagie wat hulle vir ons vra, by 4.1.2, vra hulle vir ons moet AB se lengte uitwerk. Nou, ons moet AB se lengte uitwerk as hierdie OA gelyk is aan 1,5. Met ander woorde, as OA gelyk is aan 1,5, beteken dit A is die koördinaat minus 1,5 en 0. Dit wil sê, ek moet met ander woorde my y-koördinaat bepaal by B, as A gelyk is aan minus 1,5. En dit is ook 'n punt wat lê op fx. Met ander woorde, ek gaan in y gelyk aan x plus 4, gaan stel ek x gelyk aan min 1,5 in. Ek sal omskryf as minus 3 op 2, dit werk net vir my makliker. Met ander woorde, ons gaan hê y is gelyk aan minus 3 op 2 plus 4. Dit gee vir my 5 op 2. Wat jy ook kan skryf as 2,5. Ek werk maar sommer gewoonlik met my onegte breuke. Okay. Met ander woorde, die lengte van AB is 2,5 eenhede. Dan by 4.1.3 vra hulle vir my, ek moet dt bereken. Goed, so wat weet ek van D? D is die snypunt van fx en gx. Met ander woorde, ek gaan stel fx gelyk aan gx. Dan gaan ek my x-koördinaat bepaal en dan kan ek die lengte van dt bepaal. Met ander woorde, ek gaan hê x plus 4 is gelyk aan minus x plus 2. Onthou, ek wil nou vir x oplos. Met ander woorde, ek gaan my minus x links vat, dan word hy 'n plus x. En ek gaan my plus 4 regs vat, dan word hy 'n minus 4. So ek het 2x is gelyk aan minus 2. Ek wil x alleen hê, met ander woorde, ek moet deel deur 2, want wat ek links doen, moet ek regs doen. Ek kry dus dat x gelyk is aan minus 1. So, by t is x gelyk aan minus 1. Ek stel met ander woorde x gelyk aan minus 1 in fx of in gx. Ek gaan hom sommer in hierdie geval by fx instel. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan, by fx is y gelyk aan x plus 4,
So ek kry y is gelyk aan -1 plus 4. Met ander woorde, my y-waarde is 3. D is dus die punt -1 en 3. Die y-waarde van D is ook dt se lengte. Daarom kan ek sê dt is 3 eenhede. Goed, nou by ons volgende deel vra hulle vir ons nou al hierdie goedjies van gebruik die grafiek. By 4.2.1 vra hulle waar fx groter is as gx. Ok, so kom ons gaan kyk. Waar is fx as groter as gx? Met ander woorde, dit beteken, waar is die y-waardes van die positiewe grafiek van fx groter as die y-waardes van gx? Met ander woorde, as ons nou kyk, ons het gesien by die punt D, is hulle mos nou presies gelyk. Met ander woorde, in hierdie puntjie D is hulle snypunt. So in daai punt is hulle presies gelyk. As ek hier van die snypunt af deurgaan, hierdie snypunt is waar hulle presies gelyk is, dan ruil dit nou weer om. So as jy nou mooi kan sien, dan beteken dit argumentsonthaalwe as ek kyk. By hierdie y-waarde, sê maar is dit nou 7, maar by hierdie y-waarde wat dieselfde x-waarde het, is dit nou byvoorbeeld -1. Dan beteken dit fx is mos nou groter daar as gx. Aan hierdie kant van die snypunt kan ek sien is my y-waarde argumentsonthaalwe, hy lê nou op dieselfde punt amper, maar kom ons sê hy is maar daar 8. En dan kan ek vir dieselfde x-waarde sê hierso is hy nou omtrent 1. Met ander woorde, waar is fx groter as gx? Dit gaan met ander woorde vir al die waardes van hierdie snypunt af na die regterkant toe wees. Want daar is fx groter as gx. So as die vraagie vir my vra vir watter waardes van x is fx groter as gx, dan gaan dit wees vir al die waardes wat groter is as my D se snypunt. Met ander woorde, dit gaan wees vir x groter as -1. X 'n element van reële getalle. En by 4.2.2 vra hulle vir my, waar is fx maal met gx kleiner of gelyk aan 0? Nou wanneer my fx maal met my gx kleiner of gelyk aan 0 moet wees, dan gaan dit nou oor my fx se positiewe waardes en my gx se positiewe of negatiewe waardes. Nou moet ons mooi onthou, as ons sê fx maal met gx moet kleiner of gelyk aan 0 wees, dan beteken dit, as die een positief is, moet die ander een negatief wees, want 'n plus maal 'n min gee vir my 'n min. As fx nou negatief is, dan beteken dit gx moet positief wees, want 'n minus maal 'n plus is 'n minus. So ons moet nou gaan kyk waar gebeur al die veranderinge. So die eerste verandering gebeur hier by E, né? As ek by daai snypunt E gaan. Nou kan ek sien as ek kyk na fx, is hy hier negatief, 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 negatief. Dan verander hy daarvanaf na positief, 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 positief toe vir aanhoudend. Okay? Dan die ander verandering wat nou gebeur, is nou by
die x-afsnit van gx. Ons het nou nog nie die x-afsnit van gx bepaal nie. Maar as jy kyk hierso gebeur die verandering van g mos. So, aan daai kant is hy, hierso is gx positief, 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 en dan gebeur die verandering in hierdie punt en hy word negatief, 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 negatief. Goed, so onthou nou as gx aanhou nou die kant toe word hy mos nou bly hy positief. So as ek nou gaan kyk na my, hier het ek my plusse maal met my min. 'n Plus maal 'n min is 'n minus. In hierdie deel tussenin het ek nou plusse maal met plusse, so hierdie deel word 'n plus. As ek van hierdie x-waarde aan die ander kant van die grys lyntjie kyk, het ek nou weer my plusse maal met my minne, en 'n plus maal 'n min is weer 'n minus. So as hulle vir my vra, waar is dit kleiner of gelyk aan 0, is dit vir die gebiede waar hy negatief is. Met ander woorde, dis vir al die x-waardes die kant toe, en dit is vir al die x-waardes daai kant toe. So hierdie spasie in die middel is nou 'n oop spasie. So ons gaan in daai oop spasie gaan ons altyd 'n of skryf. En dan is dit nou kleiner as hierdie e-waarde, het ons al e uitgewerk. Ons het e uitgewerk. Daai e se waarde is -4. Met ander woorde, dis vir al die waardes van x kleiner as -4 of vir al die waardes as x vir x groter as, en ons moet nou net gou kyk, wat is ons x-afsnit van gx? Gx is mos nou die lyn minus x plus 2, met ander woorde 0 is gelyk aan minus x plus 2, so x is gelyk aan 2. Met ander woorde, daai waardetjie daar is 2. So dit gaan dan, my antwoord gaan dan wees vir x groter as 2. So as ek hierdie antwoord, dan gaan ek mooi skryf x kleiner as -4 of kleiner of gelyk aan -4 of x groter of gelyk aan 2. X 'n element van reële getalle. En is baie belangrik omdat hierdie is gelyk aan is hierdie is gelyk aan en is gelyk aan by. Kleiner of gelyk aan, groter of gelyk aan. Goed, dan gaan die ander scenario's ook met julle doen. Dat ek nou net gou sê, ons is by 4.2.3. Vraag 4.2.3 nou weer. Waar is fx kleiner of gelyk aan gx? Fx kleiner of gelyk aan gx. Met ander woorde, as ons nou weer gaan kyk, ek gaan net hierdie eers gou weer uitvee, sal dit weer nou inteken. Waar is fx kleiner of gelyk aan gx? Met ander woorde, dit is nou weer, onthou, ons het nou hier nou gekyk na hierdie punte, as daai 8 is en hierdie is dan omtrent 1, dan beteken dit my y-waarde van gx is daar meer as my y-waarde van fx. Met ander woorde, fx is orals waar hy onder gx lê. Orals waar hy onder gx lê, met ander woorde, hy het nou hierso 'n gelykheid. As hy by dit verbygaan, verander dit mos. Met ander woorde, orals waar fx onder gx lê, gaan fx kleiner of gelyk aan gx wees. So ek kan hierdie waarde sê, dit is nou vir x kleiner of gelyk aan, waar fx kleiner of gelyk is aan gx, is vir fx kleiner of gelyk aan die x-waarde van d.
Met ander woorde, dis kleiner of gelyk aan minus 1, x 'n element van reële getalle. 4.2.4 vra vir my, as ons gou weer kyk wat is 4.2.4, vra vir my, waar is fx maal met gx groter as 0? Waar is fx maal met gx groter as 0? Met ander woorde, vir watter x-waardes gaan die y-waarde van f maal met die y-waarde van g groter wees as 0? So dit beteken fx moet positief wees, gx moet positief wees, want 'n plus maal 'n plus is 'n plus. Fx moet negatief wees, gx moet negatief wees, want 'n min maal 'n min is 'n plus. Nou as ons net weer terug gaan hier na ons skessie toe, het ons mos nou ingeteken, en ons het gesê, by e, wat nou min 4 is, gaan my fx verander van negatief na positief. En ons het gesê, by die 2 gaan my gx verander van positief na negatief. So, as ons hier kyk, het ons nou gesien, 'n plus maal 'n min gaan vir my 'n min gee. Vir hierdie deel van min 4 tot by 2, sien ek, het ek plusse maal met plusse wat vir my met ander woorde 'n plus gee. Aan die regterkant van 2, as ek hier kyk, het ek weer 2 plusse maal met 2, of plusse maal met 'n minusse wat weer vir my 'n minus gaan gee. Met ander woorde, waar is hy positief? Hy is positief vir hierdie deel tussen min 4 en 2. Met ander woorde, as ek my antwoordjie gaan skryf, gaan ek x tussen hulle twee sit met net 'n groter as en 'n kleiner as teken, min 4 en 2. Want onthou nou, so ek skryf my antwoord mooi, minus 4 is kleiner as x, is kleiner as 2, x 'n element van reële getalle. En weer eens nou, dit is net 'n minus 4 kleiner as x, kleiner as 2, oor my vraag net groter as vraag. Goed, so ek hoop julle verstaan hierdie werkies nou mooi. Dit is nou tyd dat julle dit gaan inoefen en julle huiswerkies mooi voltooi. Ja, onthou met wiskunde, soos Tannie Marna elke lesie sê, practice makes perfect. Hoe meer jy wiskunde oefen en oefen en oefen, in somme uitwerk, hoe beter raak jy. Geniet die huiswerk.